Dit is Vrydag die 2de Augustus. Ons gaan aan met my boek. Een middag stap ons na Tannie Trudy hulle toe. Bea het haar pink ballerina rokkie aan, wat teen hierdie tyd al so vuil en verniel is. Daarmee saam haar pink fietjie-vlerke wat gemaak is van gaasmateriaal en 'n ligte soort draad wat die vorm van die vlerkies uitmaak. Toe ons na die stapie in die hittige son by Tannie Trudy en oom Hannes aankom, hang Bea se vlerkies heeltemal plat en ondertoe, kompleet soos wat 'n moe fietjie sinne seker sou hang. Dit was dierbaar. Almal op die plaas noem die hoofkok chef. Hy is 'n baierige ou, maar niemand steur hulle aan hom nie. Onwetend leer hy my toe hoe om die rys wat ons hier kry reg gaar te maak. Ek wou eers keer, maar ek sien dit lyk of hy weet wat hy doen. Hy gooi kookolie in 'n groot kastrol met net genoeg om die bodem te bedek. Dan maak hy dit baie warm op die gasstoof. Dan gooi hy die rou ryskorrels net so by die vuurwarm olie. Dit ruik aanvanklik soos springmielies en dit maak 'n tss geluid. Hy skud die kastrol stadig heen en weer om al die ryskorrels met die warm olie te smeer. Dan gooi hy voorafgekookte water met 'n bietjie sout daarby. Binne minute swel die rys uit en sien daar, perfekte rys wat nie aan mekaar vasklou nie. Ek is verstom oor hierdie metode, maar van toe af doen ons dit ook so. Ons kom toe later agter, dit is 'n tipe jasmynrys. Hierdie heerlike geurende rys is baie lekker as dit reg gaar gemaak word. Jy sal onthou aan die begin het ek vertel van die rys wat so pap gekook het en ons kon nie verstaan hoekom nie. So dieselfde kok bring ook eendag 'n injam vir homself daaraan. Dit is soos patats en groei onder die grond. Dit kan so groot soos 'n bord waaruit 'n mens eet word of so groot dat een mens dit nie kan optel nie. Wat 'n injam besonders maak is dat dit vars bly in die tropiese hitte, selfs wanneer 'n stuk daarvan afgesny word. Dan seël die res en bly vars net daar op 'n rak in die oopte. Die chef laat ons proe nadat hy dit soos aardappelskyfies in olie kook. Dit is soos aardappel. Die tekstuur is net effens grower, maar as jy daarvan eet, dan kan jy nie ophou nie. Ons klomp laat daardie injam sommer vinnig verdwyn en net daar besluit ons dat alle wegneem ete in restaurante aardappelskyfies met injam behoort te vervang. Naftal kom agter watter Suid-Afrikaanse rugbyspan tans die beste vaar en kort voorlank is hy die grootste Buffalo ondersteuner nog. Hy het gepraat van die Buffalo's, nie die bulle nie. Iemand in Suid-Afrika wat ons nuusbrief maandeliks ontvang, verneem hiervan en stuur vir Naftal 'n blou bil voorskoot en T-hemp. Naftal is hoog in sy skik hiermee. Dit is van toe af sy naweekklere waarin hy saam sit en rugby kyk. Op die ou end voorsien ons etes en akkommodasie vir heelwat meer mense as net Exaro en Stefanuti. Selfs vir die groep mense wat die studie van die myn se impak op die omgewing kom doen. Dit is vir my wonderlik om etes voor te berei, want voorheen het ek nie veel gehad om te doen nie. Wanneer gaste vroeg die volgende oggend vertrek, gee ek vir hulle ontbyt as padkos saam. Gekookte eiers en toebroodjies in folie toegevou. Eenvoudig, maar dit bly die beste padkos, veral in die middel van nêrens. Stefanuti bring ook 'n springbok vleissaag en worstopper daaraan, waarby ons die blokke vleis wat ons voorheen met die hand moes sny, ordentlik kan bewerk. Dit maak 'n groot verskil en Wynand maak en bewerk kilogramme wors en vleis. 'n Groot opgradering van 'n handmeeltjie af. Hoofstuk 56. Benien, Wynand se dogter, kom kuier op die plaas. Na omtrent 10 dae se werk en bouery is Stefanuti gevestig. Nou kan hulle aangaan met hulle eintlike werk en dit is om die treinspoor en die brûe te herstel. Dit werk ook goed uit met Wynand se dogter Benien wat op die plaas by ons gaan kom kuier, al die pad van Nederland af. Ons tel die dae en die ure af voor haar kuier. Sy bring oudergewoonte vir ons elkeen spesiaal uitgesoekte geskenke saam.
Die Kongo was vir haar ook 'n groot verrassing. Sy sê sy kan nie eintlik mooi onthou wat sy verwag het nie, maar dat dit heeltemal anders en oorweldigend is. Ons gaan wys vir haar alles wat ons kan. Uiteindelik, net om saam te wees en om saam alledaagse dinge te doen, is 'n belewenis op sy eie. Heel bo aan die moet sien plekke is Blue Lake of Lac Bleu. Dit is 'n varswaterbron wat ontspring uit die grond en dan 'n groot rivier vorm wat aansluit by die Nihari rivier. Ons pak die cruiser met alles wat nodig is vir 'n piknikbraai tydens 'n Sondag uitstappie. Al die Stefanuti werknemers gaan ook saam in hulle voertuie soontoe. Soos net Suid-Afrikaners kan, gaan span ons uit vir die dag. Ons het met 'n vorige besoek aan Lake Blue op Makoros geroei. Mense sit binne-in en 'n Kongolees staan en roei. 'n Makoro is 'n lang en baie smal uitgeholde boomstomp. Om op dit te roei en die kristalhelder water en veelkleurige plante groei onder die water te sien is iets uit 'n ander wêreld. Die ongereptheid van die natuur laat my gereeld sprakeloos, maar 'n dag weg van die gewone is elke keer 'n lafenis vir die siel. Die Stefanuti werknemers kom en gaan soos wat hulle verlof gaan hou in Suid-Afrika en dan weer terugkeer Kongo toe. Maar omtrent 2 weke nadat hulle in die Kongo begin, gee hoofkantoor uit Suid-Afrika opdrag dat die projek met onmiddellike effek gestaak word. Exxaro kon nie die nodige mynlisensie bekom nie. Die Kongolees wat dit moet uitreik, weier om dit te gee, alvorens hy nie sy vereiste omkoopgeld ontvang nie. Exxaro se maatskappybeleid is om geen omkoopgeld te betaal nie en daar kom alles net so tot 'n stilstand. François van Sail praat uit Suid-Afrika met Wynand oor die foon. Die ouens moet onttrek, ja. Voordat ek met verlof gegaan het, het ek so 'n feeling gehad. So kom goeie dinge ook tot 'n einde, toe dit vir Benin tyd raak om huis toe te gaan. Ons kom by die Palm Beach Hotel in Pointe-Noire aan om in te boek vir die nag, maar die hotel is vol. Emie begin beduie. Bring die Stefanuti manne om gou 'n paar kamers aan te bou. Ons gaan kyk by die Azur Hotel, ons tweede keuse. Hulle het plek. Ons draai ons sente om en boek ons al 5 in een kamer in. Soos dan die Trudy sal sê, 'n hele meerkat familie, almal in dieselfde gat. Dis Junie maand, tropiese winter en somer in Europa. Pointe-Noire se strate is baie stiller as gewoonlik en al die plekke wat ons vir Benin wil gaan wys is toe vir die seisoen of dit funksioneer net gedeeltelik. Die Europese eienaars hou vakansie in meestal Frankryk en België en Italië en Portugal. Weer 'n keer kuier ons saam met Wiekie, Morney en Hanneke by hulle huis in die hartjie van die stad. Hulle bederf ons weer soos 'n vorige keer met 'n heerlike curry en naanbrood wegneem ete. Die volgende oggend neem ons vir Benin lughawe toe. Saam met haar op die vlug is Stefanuti se werknemers. Gelukkig kan sy saam met hulle deur paspoortbeheer beweeg, want dis ongewoon vir 'n nie Franssprekende blanke vrou om op haar eie te vlieg, en dit kan problematies wees. Om te groet was baie swaar. Die kinders se klein armpies om Benin se nek wat nie wil laat gaan nie. Nie een van ons kan die trane keer nie. Benin kyk vir oulaas om soos sy deurbeweeg en blaas 'n soen en waai vir ons. Skielik is Belter 'n gasteplaas, maar 'n klein spookdorp. Alles wat hulle gebring het, staan net so. Ek, Wynand, Emie, Bea en Naftal is weer die enigstes daar om dit alles te benut. Soos Wiekie Rabie gesê het, Stefanuti was gestuur om vir ons 'n hupstoot te gee, en dit is inderdaad 'n groot seën. Die res van ons mielieoes staan en vergaan. Ons kan nie die stroper verder gebruik nie, want hy word tans op Malolo gebruik om te stroop. Die handearbeid van Dehisi, 'n nedersetting naby ons, vorder te stadig en hulle dagloon raak onbetaalbaar duur.
Ons ry 35 vrouens agter op die cruiser heen en weer elke dag. Party van hulle het 'n pap babietjie agter op die rug vasgemaak en so werk hulle die hele dag lank. Hulle het ook alles by hulle wat nodig is om kos te maak. Hulle sal in die middel van die landerye 'n kombers oopgooi wanneer dit etenstyd is en kos maak, eet en babas voed. Die Kongolese vrouens is handearbeiders en die mans doen huiswerk en sit in die dorp of village rond. Die mense van Dehisi gee vir ons 'n soort patat persent. Dis groter as die patats wat ons in Suid-Afrika ken en dis lig van kleur, soos aardappels. Eenmiddag toe ek die vrouens terugneem na Dehisi toe, gee hulle vir ons 'n makou geskenk. Die makou se pote is aan mekaar vasgebind en so laai ons hom agter op die cruiser op pad terug na Belter. Toe die makou sy vere reg skud en sy pote rek na die rit, is hy klaar baas van die plaas. Simba se naam het intussen weer verander, want Naftal noem hom Roshta. Hy word geïntimideer deur die makou. Die makou verjaag hom sommer as hy verbygewaggel kom of op 'n sekere plek wil gaan lê. Hoofstuk 57, die spinnekop byt. In die Kongo stort ons saans in plaas van soggens. Dit is die enigste tyd wanneer jy regtig skoon is en skoon bly. Dit is tussen die stort en die bed. En een aand toe ek klaar gestort het, sien ek in Wynand se stort scrunchie wat aan die kraan hang, 'n klein liggroen parrytjie. Ek sê vir Wynand van die para in sy lyf was scrunchie. Ek wou sê iets voel snaaks, is Wynand se reaksie, minder gepla. Ek lag vir sy ongeërgdheid en gaan sit op die stoel langs hom, gereed om televisie te kyk en lyfroom aan te smeer. Ek gewaar 'n klein gevoelige plekkie op my voet. Dit is soos 'n klein puisie, maar niks ernstigs nie. Die volgende oggend begin my voete seer raak en swel. Na 2 of 3 dae is my voet so seer en geswel dat ek nie op dit kan trap nie. Die kolletjie wat so klein begin het, is toe so groot soos 'n 10 sent muntstuk. Klam soos 'n koorsblaar en bloedrooi rondom. Dit raak onuithoudbaar en ek moet by 'n dokter uitkom. 'n Tolk wat deur middel van Stefanuti by ons opgedaag het, en ook 'n drywer met 'n voertuig is gelukkig beskikbaar en so ry ek saam met hulle twee Dolisi toe. Hulle sit voorin die 4-wiel aangedrewe voertuig en ek agterin. Langs die pad hou hulle stil, want hulle is honger. Nie lank nie of daar kom 'n Kongolees aan met 'n tros van 7 of 8 piesangs. Hy bied vir my 4 piesangs aan en vir die tolk en die drywer elkeen 2. Ek lag daaroor en neem net 2 piesangs. Dit is padkos, reguit uit die natuur. Ek voel soos 'n koninklike om aangery te word met vars padkos en die tolk doen die praatwerk waar dit nodig is. Sy vertaling is nie wonderlik nie, maar dis nou my hulp vir die dag. Ons kom in Dolisi aan by 'n stokou huis wat seker 50 jaar laas geverf is. Ons stap met 'n smal, stowwerige paadjie om die gebou tot by 'n toonbank waar ek 6000 sifa, dit is R120, moet betaal voor ek die dokter kan sien. Al die ingange van die praktyk is baie laag en ek moet buig om te kan instap. Die dokter, 'n vrou met 'n wit jas aan, kom tevoorskyn deur nog 'n lae deur en wys ons kan inkom. In haar spreekkamer is 'n groot lesenaar waar agter sy gaan sit en daar is 'n waier aan wat vreeslik raas en klink of dit gaan ingee. Die tolk en die dokter praat met mekaar. Naderhand besef ek dat die tolk nog nie een vraag of stelling van die dokter aan my vertaal het nie, en ek sê vir hom om dit vir my te verduidelik. Hy sê vir my dat sy broer presies dieselfde tipe bytplek gehad het en dat hy sommer sy broer se storie vir die dokter vertel. Ek probeer nog my weergawe verduidelik toe die vroue dokter beduie ek moet op die ondersoekbed gaan sit. Ek maak soos sy sê en trek die kous van my seer voet af sodat sy daarna kan kyk. Sy vat my voet met albei haar hande vas en druk dit met volle krag weerskante van die bytplek. Ek styg amper deur die dak.
Hoekom sy dit gedoen het, weet nigter alleen. Sy en die tolk praat weer. Sy gaan sit en skryf 'n lys van goed op 'n voorskrifblok neer en gee dit vir my. Die tolk verduidelik aan my dat ons al hierdie goed by 'n apteek moet gaan koop en dan weer terugkom praktyk toe. Ek trek die kous weer aan oor my seer voet. Ons is op pad apteek toe. Die apteek gee vir my alles op die lys. Gaas, watte, ontsmettingsmiddel, 'n spuit, geseelde naald en nog 'n paar goed. Terug by die dokter sê die tolk, "Now you are going to cry." Boonop het hierdie ou geen takt nie. Die dokter neem my by 'n volgende kamertjie in deur die lae deur. Daar is 'n teaterbed met bondmateriaal lakens oor. Die drupstander langs die bed is windskeef. Sy pak alles netjies langs mekaar en sit die chirurgiese handskoene wat ek by die apteek gekoop het aan. Sy gebruik 'n chirurgiese skêr met stomppunte om die watte in die ontsmettingsmiddel te week en dan begin sy die wond met deernis skoonmaak, met ligte veebewegings van binne na buite. Met eens onthou ek dat ons dit in noodhulp in die voortrekkers ook so geleer het. Vir die eerste keer lyk dit asof sy weet wat sy doen. Nadat sy my voet mooi skoongemaak, salf aangesit en verbind het, wys sy vir my ek moet in die ontvangs gaan sit. Daar is 'n televisie aan met 'n program wat wys, soortgelyk aan Who Wants to be a Millionaire, maar natuurlik 'n Kongo weergawe. Die dokter trek met 'n spuitnaald vloeistof op uit 'n botteltjie, ook wat ek van die apteek afgebring het. Sy druk die naald in my boarm sonder dat ek dit voel en met 'n pleister plak sy die naald en spuit teen my vel vas sodat die vloeistof in my arm indreineer. Sy sê vir die tolk iets en hy sê vir my dit gaan so 20 minute neem. Die tolk is daar uit, seker kar toe en so sit ek nou saam met die dokter en kyk Who Wants to be a Millionaire met 'n naald in my arm. Die dokter sit lekker agteroor en ontspan met haar een skoen op die punt van haar voet. Ek hou myself besig op my foon en so lig ek die foon ongemerk hoog genoeg op, want ek kan dit net nie weerstaan om sodoende 'n foto van haar te steel nie. Na dit alles pak die dokter al die medisyne en goed weer in die apteeksakkie en gee dit vir my saam. Ek neem antibiotika en hou die wond skoon. Die volgende dag het die swelling al aansienlik gesak en kort voor lank is my voet gesond. Hoofstuk 58. Ons blaai weer, dit was Emmy se 60 verjaarsdag. Ons blaai weer deur Kobie se resepteboek vir kinderpartytjies en Emmy besluit op 'n rooi biskoek. Ek het nog die koekkleersel van Bea se vorige verjaarsdagkoek en ons reël met iemand wat uit Pointe-Noire kom om vir my versiersuiker saam te bring. Hierdie tyd is koekbak in die middel teen hierdie tyd is koekbak in die middel van nêrens nie meer 'n uitdaging nie. Op die ou einde kry Emmy 'n baie helder pink taxikoek en hy is mal daaroor. Die deeg het nie hoog genoeg gereis om so hoog soos 'n bus te wees nie en die rooi koekkleersel was net genoeg om die mengsel 'n donker pink te maak. Emmy se gesiggie straal en Bea kan haar opgewondenheid nie inhou oor haar boetie wat al 6 jaar oud word nie. Oom Hannes en Tannie Trudy woon Emmy se partytjie by. Tannie Trudy het spesiaal karamel springmielies gemaak wat pyk uitgekom het. Ons almal sing saam vir Emmy, eet koek, neem foto's en kuier saam. Een van Tannie Trudy se vele wyshede van hierdie dag is dat ons ook soos kinders moet wees. Leef in die oomblik en geniet dit, sonder sorge oor wat die toekoms mag inhou. Hoofstuk 59, die uitnodiging na die Brazzaville protokol. Wynand ontvang 'n uitnodiging per e-pos. Een van die presidente, dis van die presidentsie van die Kongo. In die uitnodiging word ons, die gaste van die president, Denis Sassou Nguesso, genoem. Die opskrif lees as volg. 25 anniversaire. Dit is die 25 jaar herdenking van die ondertekening van die Brazzaville protokol en die beëindiging van die Bosoorlog.
Dis 'n formele funksie en daarvoor het ons formele klere nodig. Ek laat weet my ma in Pretoria, ek het 'n aandrok nodig. Wynand sal by Frank in Pointe-Noire hoor of hy vir hom 'n aandpak in die hande kan kry. My ma en my suster Janel vaar die winkels in. Janel pas die rokke aan en my ma neem foto's en so stuur hulle vir my die opsies waaruit ek kan kies per WhatsApp aan. Soos die staatmaker vriend wat hy is, bied Frank sonder huiwering sy eie aanpak vir Wynand aan. So tref ons reëlings. My en Wynand se skoene en ander bykomstighede moet saam met my rok by Mandy Jacobson van die filmspan in Sandton uitkom. Haar produksie, Plot for Peace, gaan by hierdie glansgeleentheid vertoon word. Mandy stuur sommer hulle drywer Pretoria toe om al my goed by my ouers se huis te gaan optel. Ons sal dan voor die funksie vir Mandy in Brazzaville kry. Ons koördineer alles, telefoonoproepe, e-posse en WhatsApp boodskappe heen en weer. Daar is groot opgewondenheid. Ons moet ook reël dat Emmy en Bea in Brazzaville deur iemand betroubaar opgepas word, terwyl ons die funksie bywoon. Toe tref die groot nuus die wêreld. Nelson Mandela is oorlede. Volgende kry ons 'n kennisgewing wat sê dat die vieringe van die 25 jaar herdenking onbepaald uitgestel is as gevolg van Nelson Mandela se afsterwe. Baie van die ander rolspelers wat vir die herdenking genooi is, gaan eers Nelson Mandela se roudiens bywoon. Daar sê, geniet jou naweek, dan lees ek maandag weer verder. Dankie dat jy like, subscribe, share en die bel button druk.